Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag leer ons van die deeltjiemodel van materie, 'n belangrike konsep in natuurwetenskappe en fisiese wetenskappe. Ons gaan kyk waaruit materie bestaan, hoe deeltjies optree en hoe vaste stowwe, vloeistowwe en gasse van mekaar verskil. Kom ons begin. Materie is oral rondom ons. Die atmosfeer van die aarde is materie, die grond waarop ons loop is materie, die kos wat ons eet bestaan uit materie, en selfs plante, mense en diere bestaan uit materie. Basies, alles wat massa het en ruimte opneem, is materie. Alle materie bestaan uit klein deeltjies wat ons atome noem. Ons kan nie altyd hierdie deeltjies met ons oë sien nie, maar hulle is altyd daar. Materie is enigiets wat ruimte inneem en massa besit. As iets plek opneem en gewig het, is dit dus materie. In wetenskap gebruik ons modelle om dinge beter te verstaan. 'n Model kan 'n fisiese voorwerp wees, soos 'n brugmodel, 'n teorie of diagram wees, of selfs 'n wiskundige vergelyking. Die deeltjiemodel help ons om te verduidelik hoe deeltjies in materie optree. Die deeltjiemodel is 'n teorie oor hoe deeltjies van alle materie optree. Kom ons kyk na die belangrikste idees. 1. Alle materie bestaan uit deeltjies. 2. Die deeltjies beweeg konstant. 3. Daar is leë ruimtes tussen die deeltjies. 4. Daar is aantrekkings en afstotingskragte tussen deeltjies. 5. Deeltjies bots teen mekaar en teen die houer se wande. 6. Energieveranderinge kan plaasvind. Hierdie idees help ons verstaan waarom materie verskillende toestande het. Kom ons begin met vaste stowwe. In 'n vaste stof is die deeltjies styf gepak in 'n ordelike patroon. Hulle beweeg nie rond nie, maar vibreer in plek. Sterk kragte hou die deeltjies bymekaar en daar is baie klein ruimtes tussen die deeltjies. Daarom het vaste stowwe 'n vaste vorm. Nou kyk ons na vloeistowwe. In vloeistowwe is die deeltjies losweg gerangskik, hulle kan rondbeweeg en oor mekaar gly, die aantrekkingskragte is swakker as in vaste stowwe en daar is klein ruimtes tussen die deeltjies. 'n Vloeistof is vloeibaar en neem die vorm van sy houer aan. By gasse is die deeltjies baie ver uit mekaar. Die deeltjies het geen spesifieke orde nie, beweeg baie vinnig en vrylik rond, bots teen mekaar en vul die hele houer waarin hulle is. Daar is groot spasies tussen die deeltjies omdat die kragte tussen hulle baie swak is. Difusie gebeur wanneer deeltjies van 'n plek met 'n hoë konsentrasie na 'n plek met 'n lae konsentrasie beweeg. Deeltjies beweeg konstant rond omdat hulle kinetiese energie het. Meer energie die deeltjies het, hoe vinniger beweeg hulle. 'n Goeie voorbeeld van difusie is wanneer jy parfuum spuit of koffie maak en die reuk deur die hele kamer versprei. Materie kan van een toestand of fase na 'n ander verander. Wanneer 'n vaste stof smelt, word dit 'n vloeistof. Wanneer 'n vloeistof vries, word dit 'n vaste stof. Wanneer 'n vloeistof vries, word dit 'n vaste stof. Wanneer 'n vloeistof kook of verdamp, word dit 'n gas. Wanneer 'n gas kondenseer, word dit weer 'n vloeistof. Sublimasie gebeur wanneer 'n vaste stof direk na 'n gas verander. Afsetting of deposisie is wanneer 'n gas direk na 'n vaste stof verander. En dit bring ons by die einde van ons les oor die deeltjiemodel van materie. Onthou, alle materie bestaan uit deeltjies, deeltjies beweeg voortdurend en die manier waarop hulle gerangskik is, bepaal of iets 'n vaste stof, vloeistof of gas is. Dankie dat julle saam gekyk het. Moenie vergeet om te subscribe, te like en die video met jou vriende te deel nie. Sien julle in die volgende les by MX Science Lab.